Goeiemôre aan almal, so bietjie later as gewoonlik, maar ek was vanmôre saam met my gesin 'n bietjie kerk toe, en wat 'n wonderlike woord het ons nie vanmôre gehoor nie. Wat 'n voorreg om saam met mense in die kerk te kan wees en te luister wat die Here deur 'n boodskapper vir iemand wil gee. Ons moet elke dag net leer, ons moet ons ore oopmaak en ons moet leer. Nou ja, ek gaan saam met jou 'n bietjie nagmaal vier, is Sondag. Ons noem dit die verbondsmaal. Dis wat Jesus ingestel het en gesê, doen dit so dikwels as julle by mekaar kom. En ons gaan dit vanmôre ook doen. Maar voor ons enigiets sê, ek het so baie op my hart, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir nog 'n keer. Nog 'n keer, nog 'n keer. Elke dag is nog 'n keer. Here, elke dag is een tree nader aan die ontmoeting wat ons met u gaan hê. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons waarsku, dat u ons help, dat u ons seën, dat u ons bemoedig. Help ons om dit altyd te waardeer. Ons bid vanmôre ook, Here, met hierdie gebruik van die nagmaal, Here, die liefdesoffer van u af, Here, die wonderlike gawe wat u vir ons gegee het, die verbondsmaal. Dankie daarvoor. Ek seën dit vandag, Here, wat ons gaan gebruik en ook in ons liggame in, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vanoggend was ek saam met my gesin in die kerk en dit was vir my so wonderlik om net weer te besef waaroor die woord gaan. Nou, ek het weer iets geleer vandag en elke keer leer mens iets, is dit nie? Jy sien, alles begin eintlik moes maar by Genesis. Genesis het alles begin en dan kom die Here en hy sê daar's 2 bome en jy moet nie van daai boom eet nie, dan eet ou Evaatjie van daai boom en dan kom daar 'n skeiding tussen God en die mens. Dit was nooit God se plan nie, dit was ons eie keuse. Nou, hier kom hierdie skeiding en dan vra die Here 'n interessante vraag. Hy het presies geweet waar Adam en Eva was. En dan vra hy vir hulle, waar is julle? Waar is julle? En dan moet hulle vye blare gryp en hulle self bedek en ek weet dit sou nie 'n paar dae gehou het nie. En dan uiteindelik moet daar iets geslag word om die sondes te bedek. Die naaktheid, sondes. Skielik kom hulle agter hulle is naak. En dan word daar diere geslag en dan moet bloed vloei om die sondes te bedek. Is dit nie mooi nie? Van die eerste oomblik af het God dit gedoen. Diere is geslag, sondes te bedek. En dan later kry jy dat hierdie volk, as jy so 'n bietjie deurgaan, ek gaan net so vinnig deur, kry jy omheen in Genesis, dat hulle naderhand vir 400 jaar in slawerny by Egipte bly. Egipte, goddelose land. En dan kom God en hy haal vir Moses, en Moses uiteindelik sê hy vir hulle, ek wil hê, jy moet hulle uitvat na die beloofde land. Hoor mooi, die beloofde land. Die land wat ek vir julle sal gee. Die land van melk en honing, van oorvloed, abundance. Joh, dis 'n mooi woord, né? Oorvloed beteken te veel van lekker. Ek wil hê dit mooi hoor. Die beloofde land in die Ou Testament. En dan kom hierdie ou klomp mense en hulle stap hier deur die woestyn vir 40 jaar. En dan kom net 'n klomp wat hulle se kinders daarin, omdat hulle so gemou het, en uiteindelik kom hulle in die beloofde land in. Verskoning, vanoggend het ek 'n kaart gesien van die oorspronklike gedagte van die beloofde land. Dit sou 'n massive 20 keer groter as Israel gewees het. Die oorspronklike een, hier van Egipte af om, reg, Sirië, daarom, tot Iran, was ingesluit in die eerste beloofde land. Maar uiteindelik kry hulle net so bietjie. Hulle reken dat Israel is net so groot soos die Kreurwiltuin. Interessant, né? God se plan, beloofde land. Uiteindelik kry hulle 'n klein stukkie. Dit vat hulle baie lank. Ek dink 1947 toe kom hulle eers daarin. Want hulle het dit gemis deur baie goed. Ok, ons wil nie daaroor praat nie. Maar ek wil hê jy moet die woord hoor, die beloofde land. Die beloofde land. En nou is dit Nuwe Testament. En nou is ons ook in Egipte. Ja, hoor my hart, ons is ook in Egipte. Ons is ook in 'n land of in 'n plek waar ons nie eintlik hoort nie. En dan kom God die Vader en hy slag sy seun. Hy laat hom slag. Hy laat hom doodmaak. Die bloed vloei. Sodat ons weer in 'n beloofde land kan ingaan.
Maar hierdie keer is dit klaar, is afgehandel. Daar is nie weer 'n beloofde land daarna nie, want hierdie is vir ewig. Maar dan moet iets gebeur, want in hierdie aarde het ons in sondes beland. Ons het 'n sondige natuur om ons. Ons almal maak foute. Glo my, ons almal maak foute. Hier's nie een perfekte godsman op hierdie aarde en 'n godsvrou op hierdie aarde wat nie so af en toe net in 'n gedagte sondig nie. Ons almal sondig. Het jy? Hoor jy my? So nou probeer ons in die Ou Testament, probeer ons bes in die Ou Testament om goeders te doen. Daar's wette. En daar's wette en daar's strawwe. As jy dit doen, gaan dit gebeur. As jy dit nie doen nie, kom daar straf. Wette het gevolge. Jy moet die Here jou God lief hê. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie steel nie, mag nie doodsmaak nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie. Want alles het gevolge. Nou probeer ons alles te doen om reg te lewe. Perfekte Christen. Kry mens daai woord? Jy kry nie 'n perfekte Christen nie. En die Here het dit geweet. Dis hoekom hy Jesus gestuur het. Want hy was perfek. En hy het vir ons sonde kon word. Hy het vir ons onperfek kon word. Hy het al die siektes en die sondes op hom gevat op daai kruis, sodat ek en jy perfek kan wees. Hoor jy my? Volmaak kan wees in Jesus Christus. Ek weet dit klink moeilik om dit te verstaan. Dit het my 40 jaar gevat om dit te verstaan. Maar ek gaan dit probeer verduidelik. Nou kom ons lees iets vanmôre, dat jy nou kan weet, hier is 'n skrif wat ek op my hart het. Ek gaan vir jou lees uit Romeine 3 uit. Vers 23. Jy moet mooi hoor wat ek sê, want almal, wat beteken almal? Almal beteken almal. Almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons almal sondig. En dit ontbreek ons om volmaak te wees. Dis eintlik maar wat hy sê. Ons almal is onvolmaak. Dis wat hy sê. Verskoning. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Gaan dit weer lees. Want hulle, dis nou ek en jy, is deur sy genade, God se genade, sonder verdienste. Ons het dit nie verdien nie. Ons het die dood en die hel en alles verdien. Sonder verdienste, geregverdig. Gewat? Geregverdig. To be righteous. Om gelyk te wees, om volmaak te wees. Deur die verlossing wat in Jesus Christus is nie. Ja. Hom het God voorgestel in sy bloed as versoening deur die geloof, om sy geregtigheid bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly wat van tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Mense, dit klink hoër graad. Ek gaan dit eenvoudig maak. Want so lief het God die wêreld gehad. Want so lief het God sondaars gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo die paspoort kan kry, om die ewige lewe te kan hê. Mooiste storie in die wêreld. Niemand van ons het dit verdien nie. Daar was 'n Kanaan, en daar kom weer 'n Kanaan. Maar glo my, hierdie Kanaan gaan 1000 keer mooier wees, beter wees. Hoe kom jy daarin? Daar's 'n hekwag. En daai hekwag gaan net een ding vra. Die bloed van Jesus, het jy Jesus Christus aangeneem? Jou paspoort, as jy deur daai douane gaan net een ding wees. Jesus Christus se bloed, wat jou gereinig en jou geheilig het, deur dit wat hy op daai kruis kom doen het. Ek kan nie 'n beter preek aan dink as net dit nie. So vanmôre, simbolies, dis sy liggaam. Dis my liggaam. Breek dit. Dit gaan vir jou gebreek word, sê hy vir sy disippels. En dan eet julle dit, sodat dit deel van julle kan word, dat julle kan weet, dit is my verbond in julle. Dis my nuwe verbond in julle. Dat omdat ek julle so lief gehad het, kan julle Kanaan ingaan. Die ewige lewe. Wow.
My verstand kan dit nog nie uitwerk nie. Maar my hart sê vir my, dis reg so. Nou vanmôre wil ek hê, vat hierdie broodjie, en al wat jy kan sê is dankie. Doen dit saam met my. Nadat hy die brood gebreek het, het hy die wyn gevat. Ek sê nie, jy moet wyn vat nie, jy kan vrugtesap vat, jy kan enigiets vat. Het gaan nie oor wat in hierdie glas is nie. Het gaan oor wat in jou hart is. En vanmôre wil ek dit in jou voorstel en sê, dis sy bloed. Dankie, Here, vir u bloed. Want net u bloed kan ons reinig en heilig en kan ons maak dat wanneer God na ons kyk, kyk hy deur Jesus se bloed na ons. Skoon, alles wat ons gedoen het, alles wat ons doen en nog alles wat ons gaan doen, gereinig, geheilig deur die bloed van die lam. Al wat ek en jy kan sê is dankie, Here. Genade, onbeskryflik groot. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan lees, daarom is daar dan nou geen veroordeling vir julle wat in Jesus Christus is nie. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van die Here. Dankie, Here. Daarom sondig ons nou nie meer nie, ons doen werke van die vlees. Nou deur die bloed van die lam is ons gereinig en geheilig. Genade, onbeskryflik groot. Ons loof en prys u naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Dankie vir almal van julle wat vir ons bid. Ek hoor in die wêreld is daar 'n gedruis. Daar's iets wat swanger is. Daar moet geboorte gegee word aan iets. Het staan alles in hierdie boek. Dit begin by Genesis, dit eindig by Openbaring. Alles is deel van God se volmaakte plan. Bly jy en ek net naby Jesus. Dis my grootste raad wat ek ooit vir jou kan gee. Geseënde dag, jou beste is op pad. Totsiens.